selfs oor Noag, wie kan onthou? Ons praat oor Noag. Nee? Noag, die vader van generasies. Hy's die brug gewees tussen wat was en wat kom. Hy's die brug tussen dit wat verwoes is en dit wat herbou word. Hy's die generasie vader. Ons het ook gesê dat alhoewel God spyt was dat hy die mensdom gemaak het, was sy genade op Noag gewees. Die skrif sê Noag was regverdig en het met God gewandel in 'n generasie wat deur geweld en verderf, en God sê maar ek is eintlik spyt. Kom God en hy sê as ek kyk na Noag, dan is my genade op sy lewe. Vers 8 sê Noag het genade gevind in die oë van die Here. Eers daarna in vers 9 lees ons dat hy regverdig was en met God gewandel het. Ons het hierdie ook gesê, Noag se regverdigheid is nie die rede vir God se genade nie. Dis die vrug van God se genade. Noag se regverdigheid was die vrug van God se genade. My en jou waarde, ons waarde rus nie op ons prestasie of wat ons bereik nie, dit rus op die genade wat ons ontvang. Amen. Ek wil vandag met jou tree verder gaan en ek wil met jou praat oor genade word gevind in oorgawe. Dis asof oorgawe vir my en jou die sleutel is waarin genade vir ons sigbaar word in ons lewe. En ek wil 'n tree verder gee met Noag en dan wil ons stap na gedagtes rondom genade. Wanneer God vir Noag opdrag gee om te bou, is hy baie spesifiek. Jy kan die woord gaan lees, dit moet hierdie lengte wees, dit moet hierdie breedte wees, dit moet hierdie diepte wees, daar moet soveel verdiepings wees, dis waar die vensters moet wees, dis waar die deur moet wees, en God het in detail vir Noag hierdie opdrag gegee van dis hoe die ark moet lyk. Wie stem daarmee saam? Jy het ons gelees in die woord. Hy gee die spesifieke, hy gee elke stukkie detail van hoe die ark moet lyk. Maar nêrens lees ons dat God vir Noag gesê het hoe die ark bestuur moet word nie. Want hy gee vir hom al die spesifikasies, maar die ark het nie 'n stuurwiel nie. Die ark het nie 'n roer nie, die ark het nie seile nie, die ark het nie 'n anker nie, daar's niks wat God vra vir Noag, jy het nodig om hierdie ark in jou eie hande te neem nie. Ons het laas week met mekaar gepraat en gesê dat die ark is 'n tipe van God se koninkryk. Geen roer of stuurwiel, geen seile, geen anker, geen plan om koers te bepaal nie. Dis asof God doelbewus iets uitlaat. Waarom? Omdat God nie vir Noag 'n skip gegee het om te bestuur nie. God het vir hom 'n toevlug gegee waarin hy kon veilig wees. En ek wil hê ons moet dit gryp vanoggend. God het nie vir Noag gesê, hier's die skip, hier's die roer, hier's die stuurwiel, ek wil hê, jy moet na daardie bestemming toe gaan. Nee, die ark was daar as 'n toevlug, 'n veilige plek. Dit was 'n Psalm 91 voertuig. Hy wat skuiling vind by die Allerhoogste, sal vernap op die skaduwee van die Almagtige. Die ark was 'n toevlug, 'n veilige plek. Dit was nooit ontwerp om deur Noag beheer te word nie. Dit was ontwerp om deur God gedra te word. Noag se verantwoordelikheid was om die ark te bou. God se verantwoordelikheid was om die ark veilig te lei. Ek wonder, is dit hoe genade werk? Is dit hoe genade werk? Is dit hoe genade lyk in jou en in my lewe? Ons wil dikwels beheer hê. Ons wil weet waarin is ons op pad? Waarin is die lewe met my op pad? Wat is my eindbestemming? Ons wil so graag soms net die stuurwiel vashou. Maar God sê vertrou my. Jy hoef nie alles te beheer nie. Ek doen dit. Oorgawe is dit wat genade sigbaar maak in my lewe. Dis daardie plek wat ek sê, Here, ek weet nie, maar ek gee oor wat u genade. Daar's 'n liedjie en ons ken dit, Jesus Take the Wheel. Dis nou een sang wat Noag nooit kon sing nie.
Jy hoef nie alles te beheer nie. Ek doen dit vir jou, sê die Here. Ons verstaan soms nie die pad nie. Ons verstaan soms nie hoekom gebeur goed, of hoekom kry ons 'n boodskap, of hoekom is dit teen ons, of hoekom werk dit nie uit soos wat ons gedink het dit moet uitwerk nie. En dan wil ons beheer vat, en dan wil ons die stuurwiel vat, en dan wil ons kyk, ons gaan nou, maar God sê, weet jy, genade word gevind in oorgawe. I've got this, can you relax? I've got this. God vra dat ons op hom sal steun. Jy sien, daar is storms waarin jy nie hoef te stuur nie. Jy moet net in God se teenwoordigheid bly. Binne die konteks, bly jy net binne die ark. Bly jy net binne die ark. Iets baie betekenisvol van daardie gebeure is dat hoe hoër die storm, hoe hoër die ark. En baie keer kom die Here om vir jou te sê, daar's 'n storm in jou lewe, because I want to show you the lifting power of my grace in your life. Hoe hoër die storm, hoe hoër die ark. Genade is nie God wat altyd vir my 'n stuurwiel gee nie. Genade is God wat sê, ek sal jou dra, waar jy nie kan stuur nie. Wat ons moet verstaan is, genade is God se inisiatief. Die eerste keer wat die woord genade in die Bybel voorkom, is Genesis 6 vers 8, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here, is wat die woord sê. Dis die eerste keer waar genade na vore kom. Jy sien, voordat daar geloof en aksie was, voordat daar 'n plek was waar Noag sê, goed, kom ek tel die hout op, kom ek doen wat God wil hê ek moet doen, voordat daar geloof en aksie was daar genade, want genade is God se inisiatief. Dis die patroon in die hele Bybel. Van Genesis reg tot in Openbaring lees jy dat genade is God se inisiatief. Ons mik vir gehoorsaamheid en geloof en aksie en ons wil weet waarin ons op pad is en dan moet 'n visie wees en 'n missie, ons wil iets hê waarvoor ons leef. Hoekom kan ons nie net leef vir God? Is dit nie genoeg? Genade is 'n plek waar ons vir mekaar sê, God begin altyd. Ons reageer. Not the other way around. 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jy sien, die Here het nie gewag dat ons onsself regmaak voordat hy ons lief het nie. Hy het nie gewag voordat ons sê die Engels, getting my act together. Die Here het nie vir my gewag dat ek dit moet doen. Die Here het gesê, kom ek beweeg eerste. Gewag dat ons onsself regmaak voordat hy ons lief het nie. Hy het nie gewag dat ons sterk genoeg word voordat hy ons roep nie. Hy roep eerste. Hy beweeg eerste. Hy trek eerste nader. Dis genade. Dis genade. Kan ek dit vandag op jou hart druk? God sal altyd die eerste tree gee. God sal altyd sê, ek sal eerste beweeg in jou lewe. Dit word gevind en dit word sigbaar in oorgawe. Genade is nie net vergifnis nie, né? Baie mense dink genade is net dit wat gebeur wanneer ons sonde vergewe word, maar die Bybel beskryf genade as iets wat baie groter is as dit. Selfs in Paulus skryf 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. Dit beteken nie dat God ons swakheid wegneem of die storm wegneem nie, maar eerder dat hy jou en my die krag sal gee te midde van die storm. Bly jy net in die ark. Bly jy net in die boot. Ons wil dikwels sê God moet die storm stil maak. En ons beroep op daardie vers waar die disippels in die skei was en Jesus die storm beveel het en beveel het dat die wind gaan lê. Ons beroep ons daarop, maar weet jy, soms is die storm juis in my lewe sodat ek kan leer om oor te gee. En seker te maak dat ek God vertrou. Genade beteken soms dat hy ons eerder staande hou in die storm. Hoe anders sal ons sy genade as 'n lewende, kragtige beweging in ons lewe sien? Hoe anderster sal ons sien dat God se genade is dit wat my dra, dis die krag wat manifesteer wanneer ek te swak is. Hoe anderster sal ek dit sien?
Genade dra wat ek self nie kan dra nie. Genade doen genade tel die swaar goed op in my lewe. Johannes 15 vers 4, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so ook julle nie as julle nie in my bly nie, bly in die ark. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien die grootste leuen wat die kultuur my en jou leer, die grootste leuen wat hulle wil hê ons moet aan vashou is, jy's genoeg. Dis die grootste leuen wat daar is binne selfhelpboeke. Dis die grootste leuen wat daar is binne lewensafrigting is, jy's genoeg. Die feit is, ons is nie genoeg nie. Genade gee 'n ander boodskap. Ons is nie genoeg nie, maar God se genade is genoeg. Ons is nie genoeg nie, maar God is. En sy genade is. Baie maal wil ons hardloop met die idee van, jy is genoeg. Dit is 'n leuen, God is genoeg. Bly in my, soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons hoef nie voor te gee dat ons alles onder beheer het nie. Maar ons kan ons afhanklikheid tot God verklaar. Woord van die Here, Matteus 5 vers 3 sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die nuwe vertaling sê dit nogal mooi, hy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En daar is gesê, die ark is 'n tipe van die koninkryk. Paulus sê in 1 Korintiërs 15:10, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Ek is genoeg, nee ek is nie. Deur die genade van God is ek wat ek is. Ek roem nie in myself, ek roem in sy genade oor my lewe. Deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie. Jy kan vanoggend sê, maar Here, ek doen so baie vir U. Here, ek bid so baie, ek dien so baie, ek sing so baie, ek aanbid so baie. Here, ek doen so baie vir U. Paulus sê, weet jy, ja, ek het ook gearbei. Dalk meer as julle. Nogtans nie ek nie. Maar die genade van God wat met my is. Die genade van God wat met my is. Paulus weet dat dit nie sy vermoë is, of sy dissipline, of sy poging is nie. Hy weet dat as God nie vir hom is nie, as God se genade hom nie dra nie, sal alles te vergeefs wees. Ken ons daai vers, Psalm 127, Psalm van Salomo, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk nie wat daaraan bou. That's grace. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee dit aan sy beminde in die slaap. Genade. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dis die gawe van God. Genade is 'n geskenk van God vir my en vir jou. Vers 9, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Familie, genade is 'n gawe, dit is 'n geskenk van 'n goeie God. Ons dien 'n goeie God. God is goed vir ons. So goed. Ons kan God nie beïndruk nie. Ons kan meer doen, ons kan meer bid, ons kan meer heilig probeer leef, ons kan minder foute probeer maak in die hoop dat ons God kan beïndruk. Die feit is, ons kan God nie beïndruk nie. Genade sê, ek en jy werk nie vir God se aanvaarding nie. Ons leef vanuit sy aanvaarding. Dis wat genade sê. Nog 'n tree vorentoe, genade gee rus. Ons praat baie keer van ons moet in die rus van die Here ingaan. Ons moet rus. Genade gee rus. Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry, genade vind, om op die regte tyd gehelp te word.
Jy sien, genade bied rus. Genade bied 'n platform waarin ek kan oorgee. Genade bied 'n plek waar ek kan kom kniel. Genade bied 'n plek waar ek kan kom rus. Genade is eintlik verwoord in Psalm 23. Hy is my herder, ek kom niks kort nie. Hy lei my na groen weivelde. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. That's grace. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weet, ek sal geen onheil vrees nie, want u stok en die staf is met my. Maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van my Here bly tot 'n lengte van dae. That's grace. That's grace. Genade bied rus. Genade stel my in jou staat om die stuurwiel te los. Eintlik meer as dit, die oomblik wat ons besef dat ons bestaan, omdat genade teenwoordig is en genade teen genoeg is. Hou ons op om die hele ark deur te soek vir die stuurwiel. Ek kan net sien hoe hardloop ons soms die ark rond en ons dodge die olifant en ons dodge die kameelperd en ons maak seker dat die leeu ons nie gryp nie en ons maak seker dat die wonder of daar muskiete in die ark was, maak seker dat die muskiete ons nie bykom nie. Ons hardloop die hele ark rond op elke verdieping om net te kyk, waar is die ding se stuurwiel? Dis wat ons doen. Hou op om die hele ark deur te hardloop en te soek vir die stuurwiel. Soms moet jy net oorgee en vertrou. Hou op om die hele tyd die stuurwiel te soek. Ek kan nog dalk dink hier sal ek 'n amen kry. Jy sien die een groot, seker die grootste oorsaak van moegheid, depressiewe druk, angstigheid, oorweldiging, uitbranding, is omdat jy heeltyd dink jy moet die stuurwiel vind en vashou. Moet heeltyd net, weet jy hoekom is kinders van die Here moeg? Weet jy hoekom slaap jy sleg? Weet jy hoekom sukkel jy met angs en stres? Want jy's heeltyd besig om die stuurwiel te soek. Ek het nuus vir jou, jy's in 'n ark, jy's in 'n koninkryk wat nie eens 'n stuurwiel het nie. God will be the steering. God will lead. Hou op om die stuurwiel te soek. Ons grootste probleem is dat ons te veel op ons eie vermoë vertrou. Die evangelie van Jesus Christus nooi jou en my vandag om te sê, los die stuurwiel. Hou op probeer om die uitkoms self te beheer. Op 'n plek te kom waar ek weer glo dat God beter weet hoe om my deur hierdie storm te lei. Genade is daar die plek wat sê, Here, hier's 'n storm, ek weet nie hoe dit gaan uitspeel nie, maar ek vertrou dat U baie beter weet as ek. Ek gaan die stuurwiel los, inteendeel ek gaan die stuurwiel ophou soek. Kan vandag nie die dag wees waar ek en jy ophou om die stuurwiel te soek nie. Wat het jy vandag nodig? Wat het ek vandag nodig om by 'n plek te kom en sê, Here, nou ek is nou klaar om hierdie stuurwiel te soek. Ek is klaar om die stuurwiel te soek vir my huwelik, die stuurwiel te soek vir my verhouding. Ek is klaar om die stuurwiel te soek vir my finansies. Here, ek is klaar om die stuurwiel te soek vir my kinders en vir my ouers en ek is klaar om die stuurwiel te soek vir my besigheid. Here, ek gee nou net oor. Halleluja. 'n Oorgawe maak genade sigbaar. Kan vandag nie jou omdraai dag wees, waar ek en jy op om die stuurwiel te soek nie. Die skrif sê nêrens soek die stuurwiel, dit sê soek die Here. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Genade is genoeg vir môre ook nie. Genade is genoeg. Klaagliedere 3 vers 21 tot 25. Dit sal ek ter harte neem en daarop sal ek hoop. Dis die goedertierenheid van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Ek wonder of Noag ook hierdie vers op 'n stadium kon reflekteer. Hierdie
profeteboek van Jeremia, klaagliedere. Wonder of Noag ook kon reflekteer op 'n stadium en net sê, soos hy sê, dis die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ons was in hierdie ark gewees, die deur was gesluit, ons het nie die sleutel gehad nie, God het die sleutel gehad. God het steeds die sleutel. Hier was nie 'n stuurwiel nie, hier is nie 'n seil nie, hier is nie 'n roer nie, hier is niks, ons is net op hierdie massa water op pad, weet ons nie. But God's got us. Dis net sy goedertierenheid dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartigheid, Here, het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Die Here het jou nie geroep om die stuurwiel te soek nie. Hy het jou geroep om hom te soek. Ek het nuus vir jou, die ark het nie stuurwiel nie. Genade is nie net iets wat jou 20 jaar gelede gered het nie. Dis genade wat jou vanoggend wakker gemaak het. Ons dink, ja, die genade van die Here, ek is 20 jaar terug, of ek dien al die Here 30 jaar, of 5 jaar, of 3 jaar, of hoeveel ook al. Genade is nie net dit wat jou gered het. Genade is dit wat jou vanoggend wakker gemaak het. Genade is dit wat jou vanoggend getrek het na hierdie plek. Genade is dit wat jou vanoggend laat opstaan het in vrede en die wete, God het my lief. Jy sien, jy leef vandag deur genade, jy werk deur genade. Jy dien deur genade, jy word gedra deur genade. Môre sal daar weer genoeg wees. Daar sal genoeg genade wees vir môre. God gee nie vandag genade vir volgende jaar nie. Hy gee vandag genoeg vir vandag. En dalk het jy nodig om net te sê, Here, ek weet nie hoe gaan môre lyk en ek weet nie hoe lyk volgende week en ek weet nie hoe lyk 3 of 6 maande van nou af nie, maar wat ek weet is dat U genade is vir my nou genoeg. En U genade is vir my nou dit wat dra. Dink as ons kan vrede maak met ek weet nie, is ons op 'n goeie plek. As ons kan vrede maak met Here, ek weet nie hoe dit gaan uitspeel nie, dink dan is ons op 'n goeie plek. Om vrede te maak met die ek weet nies in my lewe. Sê Here, ek weet nie hoe dit gaan werk nie, ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie, Here, ek weet nie hoe my toekoms gaan lyk nie, maar Here, ek is okay met ek weet nie, want genade is vir my elke dag lief. Genade is soos manna in die woestyn. Elke oggend was daar manna. En baie keer het hulle opgetel vir die volgende dag en hulle probeer hou en dan volgende dag is daar niks. Want dit het verdwyn. Omdat hulle elke dag uitgegaan het. 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werk al julle bekommernisse op hom. Hy sorg vir julle. That's grace. Jy sien, die wonder van genade is nie dat ons uit elke storm hou nie. Die wonder van genade is dat dit ons verseker dat geen storm ooit groter sal wees as die God wat ons dra nie. Vat hierdie en kyk dit op jou spieël. Met jou vrou se rooi lipstif. Die wonder van genade is dat dit ons verseker dat geen storm ooit groter sal wees as die God wat ons dra nie. Ek sluit af met hierdie. Ons fokus is nie dat ons die stuurwiel van die lewe styf genoeg kan vashou nie. Ons fokus en ons hoop is dat die een wat die wind en die see geskep het, ook die een is wat die lewe veilig en ons lewe veilig in sy hand sal hou. Hoe harder ons probeer om die stuurwiel vas te hou, hoe meer frustrasie bring. Jy kan sê, Here, ek los vanoggend. Vandag is 'n goeie dag om op te hou, om die stuurwiel te soek. Vandag maak ek staat op U genade. Dis wat Noag gedoen het. Genade is nie net iets wat God vir ons gegee het. Genade is die manier waarop God besluit om elke dag met ons te wandel. Daar's 'n sy wat nie daar moet wees nie. Sien julle die sin is verkeerd. Maar ek maak regtig staat op jou genade.
Genade is die manier waarop God besluit om elke dag met my en met jou te wandel. Genade is nie net iets wat my gered het. Genade is dit wat my dra. Kan ons vanmôre net oorgee en sê, Here, weet jy hoe dit lyk nie, maar dis okay. Ek is nou klaar die stuurwiel gesoek. Want ons soek na iets in die ark, wat ek iets lees van, dit was nooit eens daar nie. Die ark het nie gestuur. Bly jy net in hom, en hou in jou. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus Christus, kom ons as gemeente vanoggend voor U en ons vra. Vergewe ons, Here, waar ons so narstigtelik die stuurwiel vashou. En meer as dit, Here, dan kom ons agter maar die ark het nie eers dit nie. So ons hou vas eintlik aan iets wat nie bestaan nie. Ons hou vas aan iets wat eintlik nie eers ons in ons om vas te hou. Dit is nie eers wat U af. Ons kom vandag en ons sê, Here, U genade is dit waarin ons wil oorgee. Here, daar's 'n plek in ons lewe, daar's 'n plek in ons dag, daar's 'n plek in ons loopbaan en in ons huwelik en in ons finansies wat ons moet begryp. It is by God's grace. Only by grace. It's by grace that we can stand. Ek wil bid vandag, Here, as hier iemand is wat sê, vandag is 'n goeie tyd om op te hou soek na dit wat nie eers bestaan. Vandag is 'n goeie tyd om te sê, Here, dis tyd dat ek staat maak op U genade. Die storm is groot, maar daar's 'n vertroue in my hart wat sê, God is groter. Die aanslag is vel, maar daar's 'n oortuiging in my lewe wat ek dra. God is die oorwinnaar. Hy was dit nog altyd. Hy sal dit altyd wees. In Jesus naam.